Hoofnuus vanaand. Die nasionale vervolgingsgesag is gereed vir vervolgings na die Life Esidimeni tragedie. Wêreldmarkte is weer in die rooi en die olieprys is hemelhoog. En Banyana draf uit teen Algerië as voorbereiding vir die Afrika Nasiebeker. Goeienaand en welkom by die nuus. Ek's Elvis Preslin. Die nasionale vervolgingsgesag het bevestig dat hy uiteindelik diegene gaan vervolg wat verbind word met die dood van 144 geestesgesondheidspasiënte na hulle oorplasing van die Life Esidimeni sorgsentrum na ongeregistreerde nie-regeringsorganisasies. Die tragedie het tussen 2015 en 2016 afgespeel nadat die Gautengse Departement van Gesondheid sy kontrak beëindig het met die private Life Esidimeni groep en 2000 pasiënte verskuif het om geld te spaar. Die NVG sê sy aankondiging dat hy diegene gaan vervolg wat betrokke was, volg na 10 jaar van ondersoeke en regsprosesse. 'n Geregtelike ondersoek na die Esidimeni tragedie het bevind dat die meeste pasiënte dood is weens verwaarlosing, honger, ontwatering en verkleiming nadat hulle na die swak toegeruste nie-regeringsorganisasies oorgeplaas is. In baie gevalle is die families van die slagoffers nie eens van hulle verskuiwing of dood in kennis gestel nie. In 'n uitspraak in 2024 in die Pretoria se Hooggeregshof het regter Manoa Tefo bevind dat die destydse Gautengse LER vir gesondheid Xolani Mahlangu en die departement se direkteur van geestesgesondheid, Dr. Makgabo Manamela, verantwoordelik gehou kan word vir die dood van sommige van die pasiënte. Dit was onder hulle leierskap dat die verskuiwings plaasgevind het. Die NVG sê die families van die slagoffers het lank gewag vir geregtigheid vanweë die kompleksiteit van die saak, die omvang van die getuienis en die noodsaaklikheid om 'n deeglike en regverdige regsproses te verseker. The National Prosecuting Authority confirms that following years of investigation and legal processes, a decision has been taken to prosecute individuals implicated in the tragic deaths of mental health care users during the Life Esidimeni transfers. The matter has since stood as one of the most serious human rights violations in democratic South Africa. Die NVG sê besonderhede oor die persone wat vervolg gaan word en die klagte waarop hulle sal teregstaan, sal later bekend gemaak word. Die nuutverkose federale leier van die Demokratiese Alliansie, Gordon Hill Lewis, reken dat sy party 'n ommekeer kan bring vir Suid-Afrikaners. Hill Lewis het Soweto-inwoners in Gauteng geraadpleeg oor hulle belewenis van onder meer veiligheid en dienslewering. Die party se nuwe federale voorsitter, Solly Msimanga, en die Johannesburgse burgemeesterskandidaat, Helen Zille, het ook kennis gemaak met inwoners. Hill Lewis sê dat Gauteng 'n sleuteldeel is van die DA se veldtog vir die komende plaaslike verkiesing. I would say to residents of the big three Gauteng cities that these cities are really in a tough state. They've really been deteriorated terribly the last few years. And I think residents are really hungry for change. They're hungry to see these cities begin to turn around. And it'll be a long journey to turn them around, but this is the kind of epicenter of the destructiveness that we've seen, unfortunately. It's time for something fresh. Msimanga sê die DA genoem in Gauteng se 3 metros toespits op die toepassing van beginsels soos etiek en aanspreeklikheid. How you get government working will mean that you get rid of corruption internally. You make sure that you have the best people in the best position to do the best job. It means that you get to have accountability of those that are in government to account. And that's what you do. But the other issue is that when you get infrastructure working, when government is seen to be working, you attract investors. When you attract investors, it means that you get the economy going, you get employment going. Msimanga se voorganger Helen Zille sê die verkiesing van Msimanga en Hill Lewis na geleidelike vordering deur die party weerspieël die DA se filosofie. That's what we believe in the DA, the open opportunity society for all. It just depends on you and your work ethic and your effort and your values. And if those come together, there's no ceiling in the DA for anyone. Hill Lewis sê ook dat hy nie in beginsel gekant is teen 'n skommeling van DA-lede in die regering van nasionale eenheid nie, maar dat hy eers die kat uit die boom gaan kyk.
En in die Weskaap het woedende inwoners voor die Bishop Lywes Landdroshof naby Elsies rivier in Kaapstad betoog, nadat 'n 5-jarige meisie die naweek in die kop geskiet is. Hulle het geëis dat die 3 verdagtes wat in verband met die voorval in hegtenis geneem is, se borgtog aansoek liewer nie toegestaan word nie. Hulle is die naweek deur die teenbende eenheid vasgetrek. Die meisie het in die spervuur beland tydens 'n skietgeveg tussen 2 bendes. Die 5-jarige is gewond. Sy is in 'n kritieke toestand in 'n hospitaal. Die 3 verdagtes wat op 3 aanklagte van poging tot moord aangekla word, het vlugtig in die hof verskyn. Ons weier dat hulle moet borgtog kry, want sy is maar net 'n 5 jaar oud meisiekind en hulle gee nie om of hulle skiet deur die dag of die kinders in die straat is. Die polisie het 30 patroondoppies op die toneel gevind. Dit volg ondanks die ontplooiing van die weermag in brandpunt misdaadgebiede. Ons is bekommerd oor die gang violence in Valhalla Park, oor die reg oor die Western Cape, van die moordenaars wat ons kinders so doodmaak. Ons kan nie meer nie. Ons kinders kan nie meer speel soos hulle wil in die strate nie. Hulle kan nie eens gestuur word winkels toe nie, van hulle moet omkyk, hulle word doodgemaak. Onskuldige kinders word doodgemaak. Die saak is tot die 15de April uitgestel, sodat die verdagtes regsverteenwoordigers kan aanstel. Coben August, SAK nuus, Kaapstad. Een woordvoerder van die Iranse revolutionêre wag sê geen hawe in die Persiese Golf en die See van Oman sal veilig wees indien die sekuriteit van Iranse hawens bedreig word. Die woordvoerder Ibrahim Zolfakari sê Teheran is steeds in beheer van die straat van Hormuz. Vredesonderhandelinge tussen die VSA en Iran het die naweek in Islamabad 'n dooiepunt bereik. Israel en Lebanon is besig met voorbereidings vir vredesgesprekke wat môre in Washington sal plaasvind. Volgens Libanon moet 'n wapenstilstand bespreek word en 'n datum vasgestel word vir bilaterale gesprekke. Nou Israel wat weier om 'n wapenstilstand met Hezbollah te bespreek sê hy is gereed vir vredesonderhandelinge met Libanon. In die Algeriese hoofstad Algiers het Paus Leo gesê hy is nie bang vir die Trump-administrasie nie. Dit volg nadat die Amerikaanse president teen hom uitgevaar het oor sy kritiek teen die VSA en Israel se oorlog in Iran. Paus Leo besoek Algerië as deel van 'n 10-dag lange besoek aan verskeie Afrika-lande. In Budapest het Hongaarse oppositieparty ondersteuners fees gevier nadat die nasionalistiese premier Viktor Orbán deur Peter Magyar by die stembus verslaan is. Magyar se TISA-party het Orbán se 16 jaar lange bewind tot 'n einde gebring. Orbán is 'n sterk bondgenoot van president Donald Trump en president Vladimir Putin. Die man wat tereg staan vir die moord op Marius van der Merwe, of getuie D van die Madlanga Kommissie, se borgaansoek sal volgende week Vrydag aangehoor word. Mathipandile Sotheni het vlugtig in die Brakpanse Landdroshof verskyn. Van der Merwe, 'n voormalige Ekurhuleni metropolisiebeampte, is in Desember verlede jaar in die oprit van sy huis voor sy familie doodgeskiet. Die staat voer aan dat Mathipandile Sotheni saamgesweer het om Marius van der Merwe te vermoor. Die staat het toegegee dat Sotheni nie vir van der Merwe geken het voor of tydens die moord nie. Sotheni het 'n nuwe regspan en het ontken dat hy die vorige prokureur Eric Braaier aangestel het om hom te verteenwoordig. On the previous occasion there was also an altercation where client indicated that he had not instructed him, but be that as it may, he's on record. We do have communication that he requests to be excused. I've handed up to court a power of attorney that confirms that the intention of the accused before court is to have a different legal representative. On that premise, Your Worship, I will ask the court to accept his withdrawal in absentia. Sotheni het met sy vorige verskyning ontken dat hy by van der Merwe se moord betrokke was.
Volgens die staat word Sotheni met die voertuig verbind wat voor en na die moord by Van der Merwe se huis was. We did discuss, the state will make available the statement that the accused made to the police and something else. And the charge sheet, yes, and also the copy of the charge sheet to the defense. Sotheni word ook aangekla van die besit van 'n ongelisensieerde vuurwapen en die onwettige besit van ammunisie. Volgens die staat het hy 'n AK-47 of soortgelyke vuurwapen gebruik om die moord te pleeg. 'n Sosiale media-kenner het in haar getuienis volgehou dat Duduzile Zuma Sambudla dikwels haar waardering vir haar volgelinge uitgespreek het na voorvalle van geweld tydens die protesoptredes in Julie 2021. Onder kruisondervraging in die Durban Hooggeregshof het die kundige Emma Sadler getuig dat Zuma Sambudla dikwels tydens die onluste plasings op X, wat voorheen Twitter was, gedoen het, onder die hitsmerk Free Jacob Zuma. Sadler het ook verduidelik dat die Engelse frase "We see you", wat Zuma Sambudla dikwels in haar plasings op sosiale media gebruik het, nie dieselfde betekenis het as die Zulu groet "Sawubona" nie. Sy het ook getuig dat Zuma Sambudla nie 'n gewone persoon is nie, maar 'n openbare figuur met meer as 350.000 volgelinge op X en 'n groot gevolg op haar sosiale media rekeninge wat in die openbare domein is. Zuma Sambudla, die dogter van voormalige president Jacob Zuma, staan tereg op aanklagte wat verband hou met die wet op terrorisme. Sy word daarvan beskuldig dat sy geweld aangemoedig het tydens die Julie 2021 onrus in KwaZulu-Natal. Die olieprys skiet weer die hoogte in en nuus oor die loononderhandelings tussen Eskom en sy werknemers net hierna. Die olieprys het weer die hoogte ingeskiet en die wêreldmarkte is in die rooi nadat die FSA-Iran vredesamesprekings oor die naweek misluk het. Kort na president Donald Trump se aankondiging vroeër vandag dat die Amerikaanse vloot die straat van Hormuz gaan blokkeer, het die olieprys met 7% opgeskiet tot meer as $100 per vat. Marksentiment is weer aan die afneem na aanduidings dat die 2 weke lange skietstilstand in die oorlog van die FSA en Israel op Iran aan die wankel is. As Amerika egter suksesvol is in sy pogings om weer die vloei van vrag, ruolie en kunsmis deur die straat van Hormuz te verseker, kan dit help om die huidige voorsieningstekorte te verbeter. Dit gaan egter nie maklik wees nie, aangesien Iran steeds in beheer van die seestraat is. If this escalates and becomes not just a ceasefire and the Hormuz, Strait of Hormuz issue, if it escalates to another bout of war and bombardments and missiles and occupations and counterattacks by the Iranian regime to the region, threatening or damaging the oil facilities and movement, then the oil price will go much higher and the instability will return into the energy market and, as importantly, to the financial markets, which is as important for many investors and many emerging economies such as South Africa. Abedian verwag dat die konflik nog lank gaan voortduur en hoewel hy die nasionale tesourie se besluit verwelkom om die algemene brandstofheffing met R3 te sny, is hy bekommerd dat dit nie op die lang duur volhoubaar is nie. We're going to pay much higher down the line instead of having paid, for example, R7 per litre more and then 8 and 9, we're going to have R5 per litre now, and suddenly in July, August, we may have to pay R12 more. And that would be as disruptive as would have been this time around. Abedian sê as die konflik lank voortduur, is hoër inflasie onvermydelik. Dit kan 'n verhoging in rentekoerse beteken en 'n verlaging in die land se verwagte ekonomiese groei tot minder as 1%. Vakbonde by Eskom lê van dese week 'n 7% verhoging aan hulle lede voor na 'n 4de ronde loononderhandelings. Nou dit is die kragverskaffer se finale aanbod na maande se beraadslaging by die sentrale onderhandelingsforum. Die vakbonde, die NUM, NUMSA en Solidariteit het aanvanklik 'n 15% verhoging en beter voordele geëis. Die huidige 3-jaar loonooreenkoms verval
in Junie. Die vakbonde verteenwoordig sowat 42.000 Eskom-werknemers. Tydens die 4de ronde onderhandelings in Johannesburg het Eskom 'n finale aanbod van 7% ter tafel gelê. Die NUM gaan nou die aanbod aan sy lede voorlê. As the NUM, we have decided that we're going to take that final offer to our members on the 15th of April 2026, which is this coming Wednesday. In that meeting, members are the ones that are going to tell us whether we accept or reject that offer. Solidariteit het ook met lede konsultasies begin. NUMSA het 'n dooie punt verklaar en die jongste aanbod verwerp. As the union rejects the current offer on the table, which NUMSA regards as a sham and openly undermining the collective bargaining process. NUMSA holds a very strong view that Eskom is embarking on broad daylight robbery of hardworking Eskom members. Eskom het in 2025 'n 16 miljard rand wins verklaar, die eerste wins in 8 jaar. Eskom sê die aanbod neem operasionele bedrywighede en werkers se behoeftes in ag. Eskom acknowledges the importance of these negotiations to all employees and remains committed to engaging in good faith with all recognized unions through the established Central Bargaining Forum. Die partye vergader Vrydag by Eskom se hoofkantoor Megawatt Park in Johannesburg met die hoop dat 'n loonooreenkoms bereik sal word. En nou vir die markaanwysers soos om 5:00 vanmiddag met die sluiting van die JSE. Sportnuus en Banyana speel teen Algerië. Bly by ons. Die Suid-Afrikaanse sokkervrouespan meen die 2 vriendskaplike wedstryde teen Algerië van dese week in Durban is goeie voorbereiding vir die Afrika Nasies beker toernooi vir vroue in Julie liewer in Marokko. Die Banyana draf môre middag en Vrydag aand teen die besoekers uit. Die Banyana hoop dat hulle voor 'n groot tuiskare waardevolle oefening teen Algerië sal kry. Die staatmaker, Bambanani Mbane, sal waarskynlik in haar 100ste wedstryd in die groen en goud uitdraf. Against Algeria. Ons verwag 'n strawwe wedstryd teen Algerië. Dit sal goeie voorbereiding vir WAFCON wees. Algerië speel nie so fisies soos die Kongo nie. Hulle speel 'n soortgelyke spel soos ons, so ons verwag 'n opwindende wedstryd. Physical team van Kongo. Die afrigter, Desiree Ellis, sê die uitstel van die WAFCON toernooi van Maart na Julie is 'n bedekte seën. Ons was baie teleurgestel toe WAFCON teruggestel gesit was en maar hulle sê blessing in disguise want ons kan nou 2 wedstryde speel teen Algerië en ons het ook 2 wedstryde teen Japan. Ons liga het nog nie begin nie, so dit kom op die regte tyd. Jy weet baie van die spelers was in verskillende periode van hulle pre-season gewees. Toe die match fitness nie daar was nie. Ons liga gaan ook binnekort begin. So gee vir ons more geleenthede om nog geleenthede om na spelers te kyk, maar ook geleenthede vir die spelers om 'n bietjie matchfit te raak. So ons kyk vorentoe vir die wedstryd. Die kragmeting by die Prinses Magogo Stadion skop môre middag om 3:00 af. En op daardie miljoen nota, nee, dis dollar, moet ons groet. Totsiens, ons sien julle môre.
Goeienaand en hartlik welkom. Kom ons kyk wat die weer vir ons inhou. Wat vandag gaan betref, versprei tot wyd verspreide buie kom voor in Noordwes, streek oor die Vrystaat tot in die westelike dele van KwaZulu-Natal, asook in dele van Mpumalanga en die suidelike dele van Gauteng. Lig tot matige wind kan verwag word langs die kus asook in die binneland. As ons kyk na môre, wyd verspreide buie kom voor in die sentrale dele van die Vrystaat, asook in dele van Noordwes en Lesotho. Daar is 'n weerwak uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens vir ewige donderbuie en dit kom grootliks voor in dele van Noordwes, Gauteng, Mpumalanga, KwaZulu-Natal en dit strek tot in die grootste dele van die Vrystaat. Hierdie weerwag geld ook vir môre en dit kom grootliks voor in die Vrystaat, strek tot oor KwaZulu-Natal asook in die westelike helfte van Mpumalanga. Kom ons kyk nou na ons minimum en maksimum temperature. In Gauteng, 'n koel tot warme dag kan verwag word. Pretoria en Bronkhorstspruit se maksimum is 23 grade. Johannesburg se maksimum is 20. In Limpopo 'n warme dag kan verwag word. Temperatuur in die hoë 20s. Messina se maksimum is 31 grade. Tzaneen het 'n maksimum van 30 en 'n minimum van 16. Dan beweeg ons na Mpumalanga. Enkele buie kan verwag word in die provinsie. Anders is warm. Skukuza se maksimum is 30 grade met 'n minimum van 19. In KwaZulu-Natal 'n warme dag kom voor. Richards Bay se maksimum is 31 grade met 'n minimum van 22. Port Shepstone se maksimum is 26 grade. Dan beweeg ons na die Oos-Kaap, 'n warme dag kan verwag word. Willowmore se maksimum is 12 grade. Maletoa het 'n minimum van 9 en 'n maksimum van 22. In die Wes-Kaap 'n warme dag kom voor met gedeeltelik tot bewolkte toestande. Beaufort se maksimum is 30 met 'n minimum van 15. In die Noord-Kaap dit 'n warme dag kan ook verwag word in hierdie provinsie. Appington se maksimum daar is 29 met 'n minimum van 17. Calvinia se minimum is maksimum is 27 eerder. Terug na die binneland in die Vrystaat, 'n warme dag kan verwag word met wyd verspreide buie. Botawil se maksimum 26 met 'n minimum van 14. Bloemfontein se maksimum is 25 grade. Dan laastens Noordwes, 'n warme dag kom voor in hierdie provinsie. Rustenburg se maksimum is 27. Otto sal het 'n maksimum van 25 met 'n minimum van 13. Dit is al van ons hier by die weersentrum. Geniet die aand.